Ons gaan vandag voort met ons studie uit die Hebreërbrief uit en julle kan solank die Bybel oopmaak by Hebreërs hoofstuk 4. Ons gaan weer hoofstuk 4 vers 1 tot 13 gaan ons saam lees vanmôre. Hebreërs hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 13. 'n Studie wat ons vir die vorige keer begin het, gaan ons dan vandag mee klaarmaak. So kom ons lees saam Hebreërs hoofstuk 4 daar vanaf vers 1 af. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in die rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en van gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Nou net om julle vinnige agtergrond te gee, dis die Hebreërs skrywer wat met Jode praat, aan Hebreërs praat, en hy verwys hier terug in hulle geskiedenis in, daar in die woestyn, toe God vir hulle beloof het, hulle sal in die land Kanaan sal hulle ingaan en hulle sal, hy sal hulle beskerm, hy sal aan hulle voorsien, en hulle het dit nie geglo nie. Hulle het vir 40 jaar het hulle deur die woestyn gedwaal, waar hulle dan op die ouene dood is. Net Joshua en Caleb is die enigste twee wat geglo het, en daarom is hulle en die volgende generasie is toe in Israel in Kanaan in. Nou ons het verlede keer opgemerk dat hierdie gedeelte gaan oor die rus van God, wat dit alles beteken. Ons het geleer wat die rus van God alles behels, en dis wat ons verlede keer gesien het. En as ons dit kan opsom, beteken dit om rustig in ons innerlike mens te wees. Hoekom sal ons rustig in ons innerlike mens wees? Omdat ons weet dat ons in Christus met God versoen is, en omdat ons dan met God versoen is ons in God se sorg, en ons is in sy beskerming. En dit is wat die kind van God nou alreeds in hierdie lewe ervaar. Omdat hy in Christus met God versoen is God nie meer ons vyand nie. En as hy nie meer ons vyand is, dan beskerm hy ons, bewaar ons. En hy sal sê, ja, maar al hierdie dinge wat met my gebeur, en kyk wat in die wêreld aangaan, en ja, God is besig om sy ewige raadsplan uit te voer. En die ergste ding wat met ons kan gebeur is, ons lewe kan hier op hierdie aarde kort geknip word. Maar die belofte is, dan het ons die ewige lewe saam met Christus, saam met God, vir ewig in die hemel. En dit is daardie beskerming, om te weet, dat maak nie saak waar ons gaan en wat ons doen, ons is in God se beskerming. Dis daardie rus. Dit maak nie saak wat in ons lewens met ons gebeur nie. Ons weet ons is in God se beskerming. Dit gee vir ons die innerlike rus. En daarom wil ek dan vandag met u praat rondom hierdie gedagte van die rus van God, is die tweede aflewering, die tweede gedeelte. As julle nie die eerste gedeelte gehoor het nie, gesien het nie, gaan terug na dit en gaan luister weer daar, want daar wys ons vir ons wat die rus van God alles behels. Nou, vandag gaan ons verder en ons sien dat die Hebreërs skrywer is egter bewus van 'n gevaar. En daarom gee hy 'n waarskuwing in hierdie gedeelte.
En daardie gewaarskuwing sien ons al reeds in vers 1, begin hy met die woorde, laat ons dan vrees, dat dit nie sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Dan gaan hy verder in vers 4 en sê, dat sommige nie in God se rus sal ingaan nie. Dis die waarskuwing wat hy gee. Verder in vers 7, dat sommige se harte nie verhard word nie. So, ons sien hier 'n drieledige waarskuwing hier. Laat ons dan vrees. Hoekom moet ons vrees? Dat dit nie sal lyk asof sommige agtergebly het nie, of dat enige iemand agtergebly het nie. Vers 4, so dit nie sal lyk dat sommige nie in God se rus sal ingaan nie. Vers 7, dat sommige mense se harte nie verhard sal word nie. Dis seker een van die grootste gevare van mense wat die evangelie soveel gehoor het, so baie gehoor het, dat hulle harte al verhard is daarteen. Maar nou gaan hy die Hebreërs skrywer voort in vers 11 as hy sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus in. Nou die rede waarom hy dan sê dat ons onsself moet beywer is, en die rede waarom die Hebreërs skrywer hierdie waarskuwing herhaal, is 'n baie goeie rede en is 'n baie belangrike ding dat ons vandag, elke predikant, elke prediker, elke pastoor vandag regtig sal verstaan ook. En sy rede is omdat hy nie vir mense wil preek asof hulle in God se rus sal ingaan nie. Net so moet daar geen prediker vandag aan mense preek asof hulle almal gered is nie. Jy sien die Hebreërs skrywer, en ons weet hy is onder leiding van die Heilige Gees, en eintlik is dit die Heilige Gees self wat praat hier, wil nie aandadig wees dat sommige mense op 'n valse fondament staan nie, en dink dat hulle hemel toe sal gaan, terwyl hulle eintlik nog op pad hel toe is. En dis 'n werklike waarskuwing, is 'n baie groot, belangrike aspek wat ons net vir 'n oomblik moet by stil staan. Vir elke prediker, vir elke mens wat dink hulle is gered, vir elke prediker wat Sondag na Sondag vir mense preek, moet tog verstaan dat ons kan nie aandadig wees om met mense te praat en vir mense te preek asof hulle almal gered is nie. Ons moet verstaan dat nie almal wat in kerkdienste sit, nie almal wat onder die geklank van die woord sit, is gered en gaan hemel toe en dus in die rus van God nie. Dit is so dat dit so maklik vir mense is om te dink dat hulle gered is en daarom te dink dat hulle alreeds in die rus van God binne gegaan het. Hulle maak aanspraak op God se hulp en bystand, sonder dat hulle ooit by 'n plek in hulle lewens gekom het, waar hulle lewe bewustelik onder Christus se heerskappy geplaas het, waar dit 'n verstandelike besluit, 'n bewustelike besluit is wat hulle gemaak het, toe hulle besef het dat hulle sondaars is. 'n Besef wat hulle nie uit hulle eie of deur wat enige iemand vir hulle gesê het nie, maar alleenlik daai oomblik toe die Heilige Gees hulle oë en hulle harte oopgemaak het, toe hulle daardie besef ontvang het, om dadelik dan in berou hulle lewe onder Christus se heerskappy te plaas en te sê, Here, wees U my verlosser en saligmaker. En omdat daar so baie mense is wat dink hulle gaan in die rus van God en maar het nog nie by so 'n besluit gekom nie, is daar 4 realiteite omtrent God se rus wat ons vandag wil bestudeer. 4 realiteite, 4 waarhede omtrent die rus van God waar ons na vandag gaan kyk. En ek wil hê julle moet die julle Bybels oophou, maak hom weer oop, hou hom oop by Hebreërs hoofstuk 4 vers 1 tot 13. Want ons sien in die heel eerste plek hier sien ons vandag die beskikbaarheid van God se rus. Die beskikbaarheid van God se rus is daar. Dit is daar om opgeëien te word. Hebreërs 4 vers 1, die Hebreërs skrywer sê in vers 1, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Die oorspronklike taal stel dit so bietjie anders. Hy begin hierdie gedeelte met daarom. Kyk, ons Afrikaans sê, laat ons dan vrees. Die oorspronklik, die Griek sê, daarom laat ons vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Daarom laat ons vrees. Waarom moet ons vrees? Natuurlik wat hy in die vorige gedeelte gesê het. Dit verwys na Israel se ongeloof en dat hulle as gevolg van daardie ongeloof nie in God se Kanaans ingegaan het nie. En die Israeliete hier, of die illustrasie hier is dat mense wat nie in God vertrou nie, moet vir God vrees. Die mens moet vir God vrees.
Die mens moet God se toorn vrees. Jesus het gewaarsku in Matteus 10 vers 28, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So die ongeredde mens moet God vrees, want God gaan hulle in die ewige hel verderf. Net God het die krag om mense tot 'n ewige hel te verdoem, en daarom is hy die enigste een wat gevrees word, en mense wat nie in hom glo nie, moet hom begin vrees. Maar die Christen het geen rede om te vrees op die manier wat hier geïllustreer word nie. Want Jesus het ook op 'n geleentheid gesê in Lukas 12 vers 32, moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Die enigste soort vrees wat 'n Christen moet hê, is daardie respekvolle vrees waarvan Petrus gepraat het in 1 Petrus 2 vers 17 toe hy gesê het, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. En hier gaan dit oor die respek, daardie vrees van respek en die eer en die eerbiedigheid, nie die vrees van veroordeling en vernietiging, waarvan ons teks vandag spreek wat ons vandag bestudeer nie. Ons teks praat van die vrees om verlore te wees en om die ewige verwydering van God in die gesig te staar. Dit is rede genoeg om die uiterste vrees en angs te ervaar. En tog is daar min verlore mense wat enigsins vir God vrees. Hulle het geen vrees vir God nie. Selfs baie mense wat al die evangelie gehoor het en die waarheid erken het, het nie hierdie vrees vir God nie. En daarom soebat die Hebreërskrywer hulle en moedig hy hulle aan om bang te wees vir wat hulle besig is om te doen en te vrees vir wat op hulle wag. En die rede waarom hulle moet vrees is omdat die belofte nog gestand hou. Die belofte het nie verbygegaan nie. Daar is steeds 'n kans om in God se rus in te gaan. Die Hebreërskrywer sê in werklikheid vir hulle, moenie hierdie kans laat verbygaan terwyl jy nog 'n kans het nie. Daar is nog tyd om gered te word. God hou nog die deur oop. Moenie laat dit verbygaan nie. En weer eens gaan die Hebreërskrywer terug in die geskiedenis van Israel toe hulle in die woestyn was. Hy gaan haal die illustrasie van hoe Israel opgetree het daar in die woestyn toe hulle deur die woestyn gedwaal het. Die Israeliete wat geweier het om in God te glo, het nie in die Kanaanse ingegaan nie. Maar God het nie as gevolg daarvan die hele Israel as sy uitverkore volk verwerp nie. Net soos die Jode wat vir Christus gespot en gekruisig en verwerp het, nie toegelaat was om in God se hemelse rus in te gaan nie, en God het selfs toe nie vir Israel verwerp nie. En hier is 'n les vir ons vandag. Baie Christene glo dat God vir Israel as 'n nasie verwerp het en dat sy uitverkore mense nou eintlik die kerk is. En dit word ook genoem die vervangingsteologie. Vervangingsteologie kom net van waar die naam vandaan kom, is dat die kerk het Israel vervang. So God het sy beloftes en sy belofte van rus vir Israel, het hy van Israel af weggevat en hy het dit nou op die kerk geplaas. Hy het dit op die kerk vir die kerk gegee en daarom is die kerk is vervang met Israel, wat beteken dat die kerk nou vir Israel as God se uitverkorenes vervang het. Dat God se seëninge vir Israel nou op die kerk is, omdat God vir Israel verwerp het. Nou hierdie mense wat in 'n vervangingsteologie vashou, glo dat daar nou geen meer beloftes vir Israel is nie, en dat hulle nie weer herstel sal en kan word, of enige plek in die toekomstige koninkryk sal hê nie. En dit is wat ons weer in 'n ander naam, groot naam, amillennialisme beskryf. Dit is mense wat glo dat al die beloftes vir Israel het op die kerk opgegaan en daarom is al daardie dinge is nou van toepassing en daar gaan nie 'n letterlike 1000-jarige vrederyk wees wanneer Christus weer terugkom nie. En mense wat in 'n vervangingsteologie glo, kan nie in 'n letterlike 1000 jaar van vrede glo wanneer Christus saam met die Jode die wêreld gaan regeer nie. Maar die punt wat die Hebreërskrywer hier maak is dat God se belofte aan Israel steeds staan. Dis 'n groot teologiese waarheid wat ons moet verstaan. God het sy, en God is waaragtig, hy kan nie lieg nie, hy doen wat hy sê, en God het vir Israel beloof, dit is wat met hulle nog gaan gebeur.
en hy sal hulle seën. Daardie seëninge het nog nie plaasgevind, hulle het nog nie in sy rus ingegaan nie, maar daar gaan 'n dag kom wanneer hulle in sy rus ingaan. Dalk binnekort, as ons so na die politiek kyk in die wêreld vandag. En een van die duidelikste gedeeltes in die Bybel wat wys dat Israel nog 'n kans het, vind ons in Handelinge 3. Kort na Pinkster het Petrus vir 'n groep Jode gesê in Handelinge 3 vers 14 tot 15, en julle het die Heilige Gees en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word, en die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuienis is. En nou na hierdie op die oog af finale beskuldiging teen die Jode, want onthou Petrus beskuldig die Jode van sy tyd van hierdie optrede wat hulle gedoen het toe hulle Christus gekruisig het. En na hierdie op die oog af finale beskuldiging teen die Jode, sluit Petrus af met die woorde wat ons sien in Handelinge 3 vers 25 tot 26. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. Selfs al het hulle die seun van God doodgemaak, was hulle steeds kinders van die onvoorwaardelike verbond wat God met Abraham gemaak het. En daarom kon die Hebreërskrywer sê, die belofte om sy rus in te gaan hou nog steeds stand. Rus is steeds beskikbaar. En as ons regtig mooi dink daaraan, wat 'n wonderlike genade is ons genadige God nie. Nadat hulle Christus gekruisig het, nadat hulle al daardie wrede dinge gedoen het, is daar nog steeds genade vir hulle beskikbaar. Daar is nog steeds rus vir hulle beskikbaar. Die laaste gedeelte van vers 1 stel dit dat sommige dalk kan agterbly, dis van Hebreërs 4 vers 1, stel dat sommige dalk kan agterbly. En hier word die Griekse woord hysterio gebruik, wat eerder beteken om laat te kom, daardie persoon wat altyd laat is. Maar dit kan ook beteken om minderwaardig te wees. En het blyk dat sommige Jode hulle self uit God se rus uitgepraat het deur te glo dat hulle te laat was, of dat hulle te minderwaardig was as gevolg van wat hulle gedoen het. Hulle sonde was vir hulle te groot gewees. Miskien het hulle gedink dat hulle die geleentheid verbeur het om die Messias te ontvang en gered sal word. Maar hulle het geen rede gehad om dit te glo nie. Want die belofte het nog stand gehou, dis wat die Hebreërskrywer sê. En hulle het 'n rede gehad om te vrees. Nie omdat hulle die geleentheid tot redding verloor het nie, maar omdat hulle dit kon verloor as hulle sou aanhou om uit te stel om Christus as verlosser te ontvang. En hier is 'n belangrike ding wat ons moet verstaan. Kyk mooi wat die Hebreërskrywer sê wanneer ons hierdie teks lees. Hy sê nie vir die Hebreërs hulle moet vrees omdat hulle die geleentheid om in die rus in te gaan verbeur het nie. Maar hy sê hulle moet vrees as hulle aanhou, omdat hulle kon die rus verbeur as hulle aanhou om uit te stel. Met ander woorde, hulle het dit nog nie verbeur nie. Maar as hulle aanhou aangaan soos wat hulle nou aangaan, dan kan hulle dit verbeur en daarom moet hulle vrees. Daar was eendag 'n predikant in Amerika wat as 'n jong man so 'n slegte lewe gelei het as wat 'n mens jou kan indink. En dit walg my net om hierdie storie aan te dink. Voor sy redding was, die man met sy naam was Mel Trotter. Voor sy redding was hy 'n boosaardige mens gewees. Sy kinders was sterwend van die honger terwyl hy al sy geld op drank uitgegee het. En sy dogtertjie het van ondervoeding gesterf toe sy 4 jaar oud was. En die hele gemeenskap het bymekaar gekom en het genoeg geld geskenk om vir haar 'n mooi rokkie te koop en 'n kus te koop waarin sy begrawe kon word. Nou, Trotter het in die middel van die nag, het hy by die lijkshuis ingebreek om daardie mooi rokkie van sy dooie kind se liggaam uit te trek en te gaan verkoop vir drankgeld. Dis hoe sleg hy was. Kan jy jouself indink? Maar nie lank daarna nie, het Jesus Christus na hom toe uitgereik. En hy's gered en sy hele lewe is verander. En hy het een van Amerika se groot predikers geword. Vir so lank as wat 'n persoon die geleentheid het om 'n besluit te maak, kan hy besluit. Ons kan onsself nooit uit die genade van God uitsondig nie. En so lank as wat ons asem het, so lank as wat ons lewe nog,
dan het ons 'n kans om 'n besluit te maak. Ons het 'n kans om Christus te ontvang as verlosser en saligmaker. 'n Persoon is nooit te ver weg vir God om hom te red nie. En solank as wat sy hart sensitief is vir wat die Heilige Gees sê, en solank as wat hy God se roeping kan hoor, het hy tyd om gered te word. God se rus is steeds beskikbaar. En net God weet hoe lank dit vir elke persoon is. Maak nie saak wat jou sonde is nie. Maak nie saak hoe hard jy skop teen die prikkels nie. Die geleentheid is nog daar, maar dit gaan beteken jy moet jou sonde aan die voete van die kruis gaan neerlê. Jy moet Christus ontvang as verlosser. En as God steeds vir Israel 'n kans gee om in sy rus in te gaan, na alles wat hulle aan sy seun gedoen het, hoeveel meer sal hy nie vir jou vandag kans gee om in sy rus in te gaan nie. Dis elke persoon se eie keuse om Christus te wil ontvang. Die waarskuwing kom van die pen van die Hebreërskrywer. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val, soos wat Israel geval het in die woestyn nie. Hoekom wil jy val? Jy wat nog met jou sonde volhard, jy wat dink dat jy gered is, maar julle bly nog saam. Julle lewe immorele lewe. Jy het 'n geskiedenis van egbreek en buiteegtelike kinders, of wat ook al die geval is, drank, misbruik, alkoholisme, al daardie dinge, wat maar net voortgaan in jou lewe, terwyl jy dink jy's gered. Die Hebreërskrywer se waarskuwing is, nou is dit die tyd om God te vrees, want die geleentheid kan verbygaan. Wanneer gaan daardie geleentheid verby? Wanneer God sy genade onttrek, of die dag as jy sterf, en dit kan enige oomblik gebeur. Daarom dan die waarskuwing, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van die ongehoorsaamheid mag val nie. Israel in die woestyn het geval. Daardie generasie het 40 jaar deur die woestyn gedwaal, totdat hulle almal uitgesterf het, voordat God die volgende generasie in Kanaan ingevat het. Hoewel God se rus steeds beskikbaar is daar egter ook in die tweede plek die beginsel van God se rus. So ons moet vandag verstaan, God se rus is nog steeds beskikbaar. Maar alhoewel dit nog steeds beskikbaar is daar 'n beginsel in die ontvang van God se rus. En die hartseer saak wat mense hulle self as gelowiges beskou, is dat hulle glad nie so gelowig is as wat hulle dink nie. In tye soos wat die coronavirus byvoorbeeld hier was so 'n klompie jare terug, was dit so hartverskeurend om te hoor van soveel mense wat op God se hulp en bystand aanspraak maak, maar nêrens kan 'n mens God se lewe in hulle lewe sien nie. Nêrens kan 'n mens sien hoe hulle 'n veranderde lewe, soos wat hulle in gehoorsaamheid aan Christus lewe, want dit is nie daar nie. Almal skree dat God gaan help, maar wanneer dit kom by 'n praktiese lewe op hierdie aarde, dan is daar nie 'n lewe wat spreek van geloof in Christus nie. God se rus, sy verlossing, is gebaseer op 3 beginsels. 3 beginsels om in die rus van God te kan ingaan. Die eerste een is persoonlike geloof. Persoonlike geloof, elke persoon moet persoonlik glo. Die Hebreërskrywer sê in hoofstuk 4 vers 2 en 3, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Hoekom nie? Omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. So, as hy sê, ons het sy rus ingegaan. Die evangelie is aan almal verkondig. Maar daar is van hulle wat nie gaan ingaan nie. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Die evangelie het hulle nie gebaat nie. Hoekom nie? Omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig is nie. Daarom sal hulle nie in die rus van God ingaan nie. So die eerste beginsel vir redding van die mensekant af is geloof. Glo in Christus. En dit is belangrik om die evangelie te hoor. En so belangrik dit is om die evangelie te hoor, is dit nie genoeg nie.
Die Israeliete in die woestyn het die goeie nuus van God se rus gehoor, maar dit was nie vir hulle voordelig nie. Hoekom nie? Omdat hulle dit nie aanvaar het nie. Hulle het gehoor wat God sê, dat God gee vir hulle hierdie land. God gee hulle vir die goeie nuus gegee, dat hy gee vir hulle land waar hulle gaan woon. Maar hulle het dit nie geglo nie. Hulle het nie op God vertrou nie. Hulle het nie in God vertrou, wie die goeie nuus vir hulle gegee het nie. Nou, dit het geen waarde vir ons, as ons hoor, maar ons glo nie. Is geen waarde vir ons, om die evangelie te ken, maar nie te glo nie. En dit is die punt wat die Hebreërskrywer hier maak. Dit is tragies, dat die hel bevolk sal wees, met mense, wat sal sê, soos wat Christus gesê het, Matteus 7 vers 22 en 23, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie, en dan van Christus af sal hoor, soos wat hy sê in vers 23, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Hulle kennis en hulle werk was nie met geloof vereenselwig nie. Jode was trots op die feit dat hulle God se wet en sy verordeninge en sy waarheid en sy rituele gehad het. Hulle was veral trots om afstammelinge van Abraham te gewees het. Maar Jesus het hulle gewaarsku dat ware kinders van Abraham tree op en glo soos wat Abraham geglo en opgetree het. Jesus het vir hulle gesê in Johannes 8 vers 39, as julle die kinders van Abraham was, onthou hy sê dit nie vir Jode. Hy sê, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Paulus het sy mede-Jode herinner in Romeine 2 vers 29, hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. Besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit die mense nie, maar uit God. As jy byvoorbeeld oor 'n rooi lig ry, en 'n verkeerskonstabel trek jou af en begin om vir jou 'n kaartjie uit te skryf, dan haal hy nie eers 'n boek uit oor die bestuurreëls en regulasies en wys dit vir jou nie. Jy probeer nie om jouself onskuldig te verklaar omdat jy die hele boek deurgelees en gememoriseer het nie. Jy ken elke verkeerreëls, jy weet dat dit verkeerd is om teen die rooi. Die verkeerskonstabel sal jou nie laat verbygaan omdat jy dit alles ken nie. Verreweg van om jou onskuldig te verklaar, bevestig dit eerder jou skuld. Omdat jy dit geweet het, omdat jy dit ken, maak dit jou net soveel meer skuldig. So om die wet te ken is net voordelig as jy dit onderhou. God se wet ook. Om dit te ken is net voordelig as jy dit onderhou. Paulus het ook vir die Jode in Rome gesê in Romeine 2 vers 25, want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou. Maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesneenheid geword. Om 'n ware Jood te gewees het onder die ou verbond was nie 'n saak van om die wet te besit, om dit te gehad het nie, maar dit was 'n saak van om die wet te gehoorsaam. Om 'n ware Christen onder die nuwe verbond te wees, is nie 'n saak van om die evangelie net te ken nie, maar dit is 'n saak van om in die evangelie te vertrou. Wat is dit om in die evangelie te vertrou? Die evangelie is die goeie nuus dat Christus in jou plek gesterf het. Vertrou dit. Dis wat redding is. Glo dat Christus is die Messias en dat hy vir jou prys op die kruis kom betaal het. Om 'n Bybel te hê en dit te lees en om dit selfs te ken en Sondag saam met almal anders te kerk toe te gaan en om jou Bybel saam te vat kerk toe en selfs om mense uit daardie Bybel uit te leer, maak nie van ons Christene nie. Daar's ongelukkig baie predikante wat in kansel staan wat nie Christene is nie. Daar's baie mense wat self is Christene wat ander mense wil dissiplineer, maar hulle is nie Christene nie. Hulle ken alles, hulle weet alles. Ons is alleenlik Christene omdat ons in die een waarvan die evangelie getuig, dit is Jesus Christus. En ons is alleenlik Christene omdat ons in hom glo en in hom vertrou vir die werk wat hy op die kruis in ons plek gedoen het. Jesus het ook op 'n stadium gewaarsku in Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Jy sien, die kwessie is nie werk of kennis nie, maar geloof. Die kwessie is nie hoeveel jy vir die Here werk nie.
Die kwessie is nie hoeveel van die Bybel ken jy nie. Die kwessie is geloof. Paulus was verheug oor die Tessaloniese Christene, nie omdat hulle die evangelie as die woord van God ontvang het nie, maar omdat hulle dit geglo het. Gaan lees gerus 1 Tessalonisense 2 vers 13 en 2 Tessalonisense 2 vers 13 is maklik. Die twee hoofstukke is 1 Tessalonisense 2 vers 13 en 2 Tessalonisense 2 vers 13. Om te glo wys op 'n lewe wat geheel en al toegewy en onderwerp is aan die heerskappy van Jesus Christus. Met ander woorde, om te glo wys op 'n lewe wat absoluut uitverkoop is dat Jesus Christus is hulle Heer en Meester. Die Christenlewe is nie om kennis van die wet te hê nie en dan die wette oortree soos en wanneer dit daardie persoon pas nie. Die Christenlewe is nie om kennis van die wet te hê en dan aan te gaan met lewe en net Sondag kerk toe te kom om dan nou maar net 'n pak slaag te kom kry sodat hulle jammer kan sê oor hoeveel hulle die wet verbreek het in die week en hulle gewete is nou 'n bietjie weer aangekla en hulle wete is gepaai, hulle het nou 'n pak slaag gekry en alles is nou weer reg en hulle kan aangaan om dan maar net weer die wet te gaan breek. Jy sien, dis nie die Christenlewe nie. Die Christenlewe is om te glo dat Jesus ons sonde op hom geneem het en dat hy nou besig is om ons te verander tot sy beeld. En omdat ons dit glo, is ons gehoorsaam aan wat hy ons nou leer en word ons soos hy is. So met ander woorde, ons moet hierdie ding verstaan. Die Christenlewe is om te glo dat Jesus ons sonde op hom geneem het. Wat is daardie sonde? Die sonde is die feit dat ons die wet verbreek. Dat ons dit nog steeds verbreek. So Christus het op die kruis gesterwe, nie net vir ons verlede sonde nie, maar ook die sonde wat ons vandag gaan doen en ook die sonde wat ons môre gaan doen en oormôre. Want ons kan nie die wet onderhou nie. Maar dit sê nie ons gooi die wet in die lug en ons sê maar net ons probeer maar net ons beste nie. Wat dit op neerkom is ons sê en ons plaas ons hele vertroue in Christus dat elke keer wanneer ek en jy die wet breek, dan het Christus ook vir dit betaal. Dis die wonderlikheid van God se genade. Die Hebreërskrywer maak beide kante van hierdie argument baie duidelik in hierdie teks. Die mens wat glo in Christus sal die rus van God ingaan. Met ander woorde, die oomblik wanneer die persoon in Christus gered is. Ek praat van daardie persoon wat waarlik weergebore is, daardie persoon wat waarlik in geloof sy hele lewe onderwerp aan die heerskappy van Christus. Die oomblik wanneer dit gebeur, dan gaan hy in die rus van God in. Maar die mens wat nie glo nie, sal nie in die rus van God ingaan nie. Met ander woorde, daardie mens kan soveel vertroue en hoop op God uitspreek om hulle te bewaar van siekte en van ongelukke en van al hierdie dinge wat in hierdie lewe oor ons pad kom. Hulle kan dit doen soveel soos wat hulle wil. Dit gaan nie gebeur nie. Want hulle is nie in die rus van God nie. Hulle kan hoop en hulle kan vertrou op 'n ewige lewe wat hulle gaan kry, maar hulle gaan dit nie kry nie, want hulle is nie in die rus van God nie. Om in die rus van God in te gaan, die beginsel daar agter is glo en vertrou in Jesus Christus. Plaas jou hele lewe oor in sy hand. Aanvaar sy heerskappy oor jou. Erken sy heerskappy oor jou en lewe onder sy heerskappy as jou Heer en Meester. Geloof en ongeloof is twee baie ernstige dinge. Vanuit die mense verantwoordelikheid sal geloof sonder enigiets anderste ons red. Ongeloof aan die ander kant, saam met alles anderste, soos godsdienstige werke en moraliteit en al daardie dinge, sal ons verdoem tot 'n ewige hel. Ek wil dit herhaal, ek wil dit mooi stel dat elkeen dit sal verstaan vandag. Vanuit ons eie verantwoordelikheid sal geloof sonder enigiets anders te ons red. Dis wat die mens moet doen. Ons glo nie uitverkiesing, ons glo dat God kies elke mens, dat God, die Heilige Gees, maak harte oop om te verstaan en te sien wie Christus is. En ons glo selfs dat die Heilige Gees gee ook vir ons daardie geloof, maar dit bly nog steeds 'n Bybelse
gedagte dat hoewel God kies, hy het sy uitverkorenes, is elke een van daardie uitverkorenes het ook die verantwoordelikheid om te glo. En hulle kry daardie vermoë om te glo van die Heilige Gees af, wat ook van God afkom. So eintlik kan hulle niks doen nie. Maar die realiteit is dat van ons kant af, die verantwoordelikheid wat ons het is, vertrou in Christus, glo in Christus. Maar aan die ander kant moet ons verstaan dat ongeloof, met ander woorde, as jy nie in Christus vertrou nie, as jy nie glo dat jy sondaar is en die hel verdien en dat Christus in jou plek gesterf het om jou sonde te dra nie, as jy dit nie glo nie, dan kan jy soveel goeie werke gaan doen, soveel soos wat jy wil. Jy kan so godsdienstig wees, soveel soos wat jy wil wees. Jy is nog steeds verdoemd tot 'n ewige hel. En dit is die twee stellinge van die evangelie wat ewe waar is. Die goeie nuus is slegs vir hulle wie dit met hulle hele harte aanvaar het. Dit is die mense verantwoordelikheid om te glo dat Jesus hulle sonde op hom geneem het en te glo dat ons daarom met God versoen is. Maar ook om te vertrou in die heiligmakende werk wat Jesus nou in ons doen. En deur daaraan gehoorsaam te wees, bevestig ons vertroue in Christus. Dit is wat ons vertroue in Christus bevestig, is om gehoorsaam te wees aan die heiligmakende werk wat Christus nou in ons doen. En dan is daar een ander ding wat ons hier ook moet noem. En dit is dat die rus wat ons aangebied word, is in werklikheid God se rus. God se rus, sowel as die rus wat God vir ons in Christus gee, is nie 'n rus as gevolg van moegheid of die rus van niks doen nie. Dis nie 'n rus van om moedeloos te word en dan te kan gaan rus van moegheid of wat ook al nie. Wat presies is hierdie rus? Hierdie rus is die rus van die afgehandelde werk. En dit is wat die woord rus in werklikheid, in alle waarheid beteken, van Genesis tot in Openbaring, wanneer dit op hierdie onderwerp kom. Want die Hebreërskrywer sê in hoofstuk 4 vers 4, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Nou, God is God, en God word nie moeg van werk nie. God kan nie moeg word nie. So wanneer hy hier praat van, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus, dan is daar 'n teologiese, 'n goddelike betekenis agter dit. En wat dit op neerkom is, God het sy werk klaargemaak. As hy sê dat God het gerus op die 7de dag, beteken alles omtrent die skepping het God klaargemaak. Die skepping was nie net goed nie, toe God die mens geskaap het, was dit baie goed geweest. God het alles klaar geskape. God het alles gedoen. En as enige iemand in sy afgehandelde werk wil ingaan en sy rus met hom sal deel, is dit nou beskikbaar deur geloof. Toe God die skepping voltooi het, het hy gesê, en ek gee 'n kort parafrase daarvan van Genesis hoofstuk 2, as hy sê, dit is klaar, ek het 'n wonderlike wêreld vir die man en die vrou gemaak. Ek het alles vir hulle gegee op aarde wat hulle nodig het, ingesluit mekaar, sodat hulle 'n volledige en 'n pragtige en 'n bevredigende lewe kan geniet. En selfs meer belangrik, hulle het ononderbroke en onbevlekte gemeenskap met my, sê God. Ek kan nou rus en hulle kan in my rus. Met ander woorde, die 7de dag waarvan God gerus het, kom basies neer op hierdie ding. God sê hy het alles klaargemaak, hy het alles vir die mens gegee. Nou kan hulle rus in dit wat hy vir hulle gegee het, maar hulle kan ook in hom rus. Met ander woorde, alles is klaar. Hulle het niks meer nodig nie. Hebreërs 4 vers 4 sê, want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Die Sabbatsrus was ingestel om te dien as 'n simbool van die ware rus wat in Christus sal kom. Dit is waarom Jesus nie die Sabbat hoef te onderhou het nie, en in die Nuwe Testament is dit geheel opgehef. Toe die ware rus gekom het, was die simbool nie meer nodig geweest nie. Hoekom nie? Want die ware was daar. Christus het daardie rus bewerk vir ons. Glo in Christus en jy is in die rus.
Kolossense 2 vers 16 tot 17 sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Adam en Eva was geheel en al regverdig toe hulle geskape was. Hulle het so gereeld en natuurlik met God gewandel en met hom gepraat soos wat hulle met mekaar gewandel en gepraat het. Hulle was rustig in hulle hele menswees, soos wat hierdie konsep oorspronklik betekenis gehad het om in die rus van God te wees. Hulle het hierdie absolute rustigheid gehad om in die aandwindjie saam met God te wandel en met hom te gesels en sy vriendskap te kan waardeer. Hulle het op God vertrou vir alles. Hulle het geen vrese gehad nie, geen bekommernisse nie, geen pyn, geen frustrasies, geen hartseer nie. Hulle het nie God se vergifnis nodig gehad nie, want hulle het nog geen sonde gehad wat vergewe moes word nie. Hulle het nie sy vertroosting nodig gehad nie, want daar was niks wat hulle kon omkrap nie. Hulle was saam met hom die hele tyd. Hulle het nie aanmoediging nodig gehad nie, want hulle het nooit gefaal nie. Hulle het net sy gemeenskap nodig gehad, want hulle was vir hom gemaak gewees om in daardie gemeenskap met hom te wees. Dit was hulle rus in God gewees. God het sy perfekte werk klaargemaak en toe het hy gerus. Hulle was God se perfekte werk en hulle het in hom gerus. Maar daar het 'n verskriklike ding gebeur. En dit is dat Adam en Eva glo eerder die Satan se leuns. Hulle vertrou eerder die Satan as wat hulle vir God vertrou. En toe hulle vertroue in God verloor het, het hulle ook sy rus verloor. En van daardie oomblik af tot nou toe is die mens sonder God nie net sondig nie, maar ook rusteloos. Die hele doel van die Bybel en die ganse werk van God in die menslike geskiedenis het net een tema. En dit is, bring die mens terug in sy rus in. Bring die mens terug in die rus van God in. En om dit te doen het God die versperring tot hulle rus kom wegneem. En dit was die versperring wat hulle weggehou het van hom af. En hy stuur sy seun om juist dit te kom doen, sodat die mens wat in hom glo weer die rus van hulle Skepper kon verkry. Die mens word weer lewe aangebied deur die dood van Christus. Rus is 'n ander naam vir lewe. Lewe soos God dit bedoel het om te wees voor die sondeval. Christus het ons sonde van die verlede, hede en toekoms op hom geneem. En deur hom is God se rus weer beskikbaar vir elkeen wat in hom wil glo en in hom wil vertrou. Die Israeliete in die woestyn wat daar rondgedwaal het, het nie net die Kanaanse verbeur nie. As hulle nie in die 40 jaar tot bekering gekom het nie, het hulle ook die ewige lewe verbeur. Maar verder sien ons dat die tweede beginsel van God se rus is dat dit 'n goddelike bepaling is. Die derde beginsel, dit is die tweede beginsel van die bepaling, en dit is 'n goddelike bepaling. Daar is 'n rus wat nog oorbly, want God het dit bepaal. God kan dit nie stopsit nie, want dan sou dit beteken dat God iets begin het wat nie die moeite werd is om klaar te gemaak het nie. En God werk nie so nie. God het nie die rus van die mensdom vir niks gemaak nie. Hy het die rus beskikbaar gemaak en iemand sal daarin ingaan. Hebreërs 4 vers 6 sê dat dit dan so is dat sommige daarin gaan. Toe die mens God se rus verbeur het, het God dadelik begin met 'n herlewingsproses, of 'n herwinningsproses. Deur sy seun Jesus Christus kan sommige weer ingebring word in die rus van God. God het die mens geskep om met hom in gemeenskap te wees en sy plan sal nie verydel word nie. Nie deur 'n rebelse aartsengel of deur 'n ongelowige mensdom nie. Deur 'n goddelike bepaling sal daar dus altyd 'n oorblysel van gelowiges wees. Selfs tussen die meerendeels ongelowige Israeliete, soos Paulus dan ook skryf in Romeine 11 vers 5, net soos daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die verskoon van die genade. Die weg tot God se rus was nog altyd smal en net 'n paar mense relatief tot die hele mensdom het God se rus gevind. Maar sommige moet in God se rus ingaan, want God se doel moet volbring word. Deur 'n soewereine bepaling het God 'n rus vir die mensdom geskep en daarom sal
sommige daarin ingaan. Sonder God se bepaling sou die mense geloof waardeloos wees en dit sou niks beteken het nie. Ons is gered deur 2 waarhede. Nommer 1, God se wil, wat gesien kan word in die sending van sy seun om die mens te red. En die tweede waarheid is ons wil, wat gesien word in ons vertroue in sy seun om ons te kan red. Ons kan gered word omdat God beplan het om ons te red voor die grondlegging van die wêreld. Persoonlike geloof is nodig voordat God ons red. Maar hy gee ook daardie geloof. En ons persoonlike geloof is effektief omdat die Vader ons na die Seun getrek het. Want God wil hê dat ons gered moet word. Ons kan gered word. Slegs ongeloof kan ons weghou van God se rus af. Daarom sien ons dan die derde beginsel van God se rus vereis 'n onmiddellike reaksie. 'n onmiddellike reaksie. Hebreërs 4 vers 7 sê, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Daar is nog steeds geleentheid om in God se rus in te gaan. Maar dit sal nie onbepaald bly staan nie. Dit sal vir elke individuele persoon eindig voor of met sy dood. En vir die hele mensdom sal die geleentheid verbygaan op die laaste dag. Die genadedispensasie is nie vir ewig nie. Die genadedispensasie is die kerkdispensasie waarin ons nou lewe. En dit is nie vir ewig nie. Dit is ook die Heilige Gees dispensasie, omdat die Heilige Gees mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Toegang tot God se rus van redding vereis 'n onmiddellike aksie. Dis waarom Paulus dan gesê het in 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk, nou is dit die tyd van die welbehae, kyk, nou is dit die dag van heil. Toe God neergekyk het op die mensdom, wat hy op die punt was om te verdrink, het hy gesê in Genesis 6 vers 3, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Met ander woorde, 'n persoon het net sy eie leeftyd om in God te glo. Natuurlik is die algemene lewensverwagting nie meer 120 jaar nie. En natuurlik het nie een van ons die waarborg dat ons selfs die normale lewensverwagting sal bereik nie. Die punt is, God beperk die tyd vir redding. Dit gaan nie vir altyd bly staan nie. Dit is God se vandag, nou, hierdie oomblik, in jou en my lewe vir redding. Dis die enigste geleentheid waarvan ons verseker kan wees. God se rus is steeds beskikbaar vir ons vandag, maar hoewel God daardie rus bepaal het, moet die mens in Christus glo en op hom vertrou om daardie rus te kan verkry. En die derde beginsel, die derde realiteit, die derde waarheid omtrent God se rus wat ons vandag leer is die aard van God se rus. Die aard van God se rus. So ek wil net hê ons moet net saamvat weer. Die eerste waarheid is die beskikbaarheid van God se rus is nog steeds vandag. Die beginsel van God se rus, daar's 3 beginsels wat ons na gekyk het nou, is dat ons moet glo. God gee dit, maar ons moet glo. Die aard van God se rus. Kom ons kyk bietjie na wat is die aard van God se rus. Hebreërs 4 vers 8 tot 10 sê vir ons, want as Josua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. En daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. En hier sien ons eerstens dat die rus van God is geestelik. Dis 'n geestelike rus. God se ware rus kom nie deur 'n Moses of 'n Josua of 'n Dawid. Dit kom deur Jesus Christus. God se rus is hoegenaamd nie 'n fisiese rus nie, soos wat ons net nou gesê het. Dis nie, ek is nou moeg en ek is moedeloos en nou gaan rus ek nie. Dit is 'n geestelike rus. Hoewel God se rus verligting van senuagtigheid, van stres, van spanning en alle ander fisiese probleme kan meebring, is al hierdie dinge byprodukte van sy rus. Dis mede-produkte van sy rus. Baie valse godsdienste beloof hulle volgelinge dat hulle geluk en rykdom en gesondheid en sukses in hierdie lewe sal kry. Maar die Bybel maak nie sulke beloftes nie. Die rus wat God vir ons beloof, is 'n geestelike rus, nie 'n fisiese rus nie. Sommige van God se mees getroue gelowiges is van die besigste, die hardwerkendste
en soms die mees verdrukte mense op aarde, En tog is hulle in God se reddende rus. En hier maak die Hebreërskrywer dit baie duidelik, dat die kerk nie die plek van Israel ingeneem het nie, want, nommer 2, dis vir Israel. Hebreërs 4 vers 9 sê, daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. En die term die volk van God verwys in hierdie teks spesifiek na die Israeliete. Die evangelie is eerste van alles vir Israel. Paulus verklaar byvoorbeeld dat die evangelie in Romeine 1 vers 16 is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, almal wat nie Jode is nie. Daar is 'n rus wat oorbly vir die volk van God. En in die Ou Testament word Israel die volk van God genoem. God se geestelike rus is aan Israel eerste beloof. En hy sal hulle nie los voordat hy nie alles gedoen het wat hy hulle beloof het nie. Maar God se rus is vir Israel. Soos ons in die derde plek sien, in die toekoms. Hebreërs 4 vers 10 sê, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Israel as volk het nog nie hierdie rus beleef nie. Wanneer Jesus weer gaan terugkom aarde toe, sal hy op die troon van Dawid sit en die wêreld regeer. Dis hoekom ons moet in 'n letterlike 1000-jarige vrederyk glo, want die dag gaan kom wanneer Christus op die troon van Dawid regeer vir 1000 jaar lang. Israel sal dan in die rus van God wees vir 1000 jaar lang, wanneer die ewige hemel op na dit aan die einde van daardie 1000 jaar sal aanbreek. En daarom sien ons dan ook die vierde waarheid omtrent dit wat God ons leer hier vandag deur die Hebreërbrief, en dit is die dringendheid van God se rus. Dis nie net dat God se rus beskikbaar is nie, dit is dat God se rus beskikbaar is vir die wat glo. En die aard van God se rus is dat dit eerstes vir Israel is wat dan nog moet kom, hulle is nog nie in daardie rus nie. Maar ek en jy wat in Christus glo het, is al reeds in daardie rus. Maar ons sien dan nou die laaste plek, die dringendheid van God se rus. 'n Persoon behoort nastigtelik, intens, doelgerig God se rus te soek. Dit is nie dat hy sy plek in die hemel kan inwerk nie. Dit is die feit dat hy ywerig moet soek om God se rus deur geloof in te gaan. Jy kan probeer om te werk soveel soos wat jy wil, jy kan so hard probeer soos wat jy wil om die wet te gehoorsaam, jy gaan dit nie kan gehoorsaam. Die enigste manier om God se rus in te gaan, is deur geloof in Jesus Christus vir wat hy op die kruis gedoen het. Voordat hy, soos die Israeliete in die woestyn, dalk die geleentheid sal mis, moet hy in Christus glo. Die mens kan nie met God speel nie, want vers 12 sê vir ons baie duidelik, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Sien, die onmiddellike konteks in hierdie teks is dat die lesers wat nog twyfel om in Christus te vertrou, mense wat selfs oorweeg om terug te keer na wettisisme van Judaïsme toe, moet nou eerder ywerig en ernstig soek om in God se rus in te gaan, want die woord van God is lewendig. Dit is nie staties nie. Dit is aktief, aanhoudend en konstant besig. Dit sny tot in die innerlike deel van die hart om te sien of daar ware geloof is of nie. En hier leer ons dat die woord is nie net daar vir vertroosting en voeding en genesing nie. Dit is ook daar as 'n instrument van oordeel en bestraffing. Want die woord sal eendag voor die groot wit troon al die harte wat nie in Christus geglo het nie, oop en bloot oopvlek. Al die bedrog en voorgee en skynheiligheid sal openbaar gemaak word. En geen belydenis van geloof, maak nie saak hoe ortodoks dit is nie. En geen lys van goeie werke of dade, maak nie saak hoe opofferend dit gedoen was nie, sal enige waarde hê nie. Slegs die gedagtes en die bedoeling van die hart sal tel. God se woord is die perfekte onderskeier, die perfekte kritikos, van waar die woord kritikus vandaan kom.
Die woord van God analiseer nie net al die feite perfek nie, maar ook al die motiewe en die intensies en selfs die geloof. Iets wat die mees wyse menslike regters nie kan doen nie. Die swaard van God se woord sal nie enige foute maak wanneer hy veroordeel en straf nie. Alle voorgees sal afgeruk wees en net die werklike persoon sal gesien word. Daarom sê die Hebreërskrywer in hoofstuk 4 vers 13, alles is oop en bloot. En die woord oop en bloot het twee gebruike gehad in die Bybelse tyd. Dit was eerstens gebruik om 'n stoeier te beskryf wat sy opponent aan die keel gryp. En in hierdie posisie is die twee manne onvermydelik van aangesig tot aangesig teenoor mekaar. Die ander gebruik vir hierdie woord is tweedens gebruik in 'n kriminele hof. 'n Skerp dolk was teen die aangeklaagde se keel vasgemaak met die skerppunt onder sy ken, sodat hy nie sy kop kon laat sak nie. Maar die aanklaer van aangesig tot aangesig moes aanskou. Met ander woorde, hy was deur hierdie dolk onder sy ken, was hy gedwing om die persoon wat hom aankla in die gesig te kyk. Dit is wat hierdie oop en bloot na verwys. Beide hierdie gebruike van hierdie woord het te doen met 'n ernstig van aangesig tot aangesig situasie, oog tot oog situasie. Wanneer 'n ongelowige onder die noukeurige ondersoek van God se woord kom, sal hy onvermydelik van aangesig tot aangesig met die perfekte waarheid omtrent homself kom. Hy gaan niks kan wegsteek nie eens van homself nie. So daarom, in die lig van so 'n versekerde en perfekte oordeel, en in die lig van so 'n pragtige en 'n wonderlike rus wat vir ons aangebied word, moet ons onsself die vraag afvra ten slotte vandag is, hoekom sal enige persoon sy hart wil verhard teen God? Hoekom sal enige persoon hierdie rus wat God vir hom aanbied, wil verwerp deur nie sy hele lewe aan Christus toe te vertrou en op Christus te vertrou vir die redding wat hy vir ons gee, omdat ons weet ons kan nie die wet gehoorsaam nie. Ons kan nie onsself in God se rus inwerk nie. Ons kan alleenlik op Christus vertrou. Hoekom wil ons harte verhard teen dit? In die lig van hierdie wonderlike rus wat God aanbied. In die lig van die verskriklike oordeel wat wag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir die woord. Dankie vir u rus wat u vir ons aanbied. En dankie dat u genade so groot is dat daardie rus nog steeds stand hou. Ons wil bid, Here, dat hierdie boodskap sal uitgaan en harte sal bereik. Dat u Heilige Gees hierdie boodskap sal gebruik om harte te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En hulle na Christus toe te bring. En vir hulle die geloof, nie net die reddende genade nie, maar ook die geloof te skenk, dat hulle Christus kan ontvang in 'n ware, opregte geloof en hulle hele lewe aan hom toe te vertrou. Dankie, Here, vir u goedheid. Dankie vir u genade. En ons bid, Here, dat u hierdie woord sal uitdra in die harte van mense. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.